Goed, kom ek bid net eers vir ons. Here, baie dankie dat U vir ons altyd elke dag nuwe genade gee. Dat dit waar is, ons erken dit dalk nie elke oggend nie. Ons weet dit en ons wil nou vir U dankie sê dat dit waar is. U ontferming is elke môre nuut. En dankie dat U vir ons genade en liefde gee en dat ons kan weet ons is ingekoop in U familie en ons het 'n plek in die hemel. En dankie dat dit ook vir ons die vrymoedigheid gee om vanuit ons nuwe identiteit te kan leef en op te tree sonder vrees, maar met hoop en met liefde en met die wete ons is deel van U nuwe familie. Dankie vir U woord en dankie dat ons kans kry om 'n bietjie daaroor ook te gesels en na te dink. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Goed, julle, ons het verlede week mos 'n entjie gevorder met Hebreërs 11 en ek het gesê ons gaan vanaand verder. So ek gaan nou nie die heel eerste stuk weer lees nie en ook nie ek gaan net die gedeelte lees wat ek gereken het ons vanaand sal kan afhandel. So as julle wil luister of saam lees, ek gaan net vers 1 en 2 lees en dan gaan ek by vers 8 begin. Want Chris, ons het verlede week julle wat toe nog met vakansie was, ek het die besprekingsvrae na elke kort afdeling ingesit, laat ons nie eers heel aan die einde by die vrae uitkom nie, want dit is 'n lang gedeelte. So ek lees vir ons uit Hebreërs 11 van vers 1 en 2 en dan van vers 8 af. Geloof, dis nou ons daardie definisie wat die skrywer gee. Hy sê geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. En dan was daar nou so 'n klomp voorbeelde in die eerste in die volgende vers en dan vers 8 begin hy by Abraham. Dan sê hy, deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en hy het in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Deur geloof het ook Sara, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom, dis nou die Here wat dit beloof het, getrou geag het. Daarom is daar uit een man, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore, in getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see. Dit klink nou 'n bietjie wreed om dit so te stel, maar dis hoe dit direk daar staan van Abraham. Hy was so te sê dood. Ek dink die ander vertaling sê wat net sê hy was al baie hoog in sy jare of hy was al baie oud. Vers 13 sê al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang, maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou hunker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer aangebied en was hy op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, aan wie gesê is, deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees, omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke hom, dis nou vir Isak, ook terug ontvang het. Maar deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Deur geloof het Jakob, terwyl hy sterwend was, elkeen van die seuns van Josef geseën en het hy in aanbidding gebuig oor die bopunt van sy staf. Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die uittog van die kinders van Israel melding gemaak en het hy opdrag gegee in verband met sy beendere.
Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word, en het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat, sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom die onsienlike sien. Deur geloof het hy die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborenes sou raak nie. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë land, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. En deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar vir 7 dae rondom die stad getrek is, en deur geloof het Rahab, die prostituut, nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Is daar enige vraag oor enigiets wat ons hier gelees het sover? Goed, net so, ons het hierdie laasweek gelees, ek lees dit net vinnig weer, die agtergrond en die konteks van hierdie hoofstuk en die brief, want die brief weet ons mos nou is geskryf aan gelowiges uit 'n Joodse agtergrond, en hierdie gelowiges was onder druk om terug te draai na die ou verbond. In hoofstuk 10 is hulle ernstig gewaarsku teen afvalligheid, maar ook aangemoedig om te volhard. Hulle onthou uit kwaai gepraat met die wat wou terugdraai, en die wat nie teruggedraai het gesê, maar ons sê is nie van die wat so maak nie. So uit hulle aangemoedig. En in hoofstuk 10 het hy ook vir ons aangemoedig oor die byeenkoms van gelowiges om dit nie af te skeep nie. En dan direk na die einde van daardie hoofstuk waar hy gesê het, ons is nie van die wat terugdeins nie, volg dan nou hoofstuk 11 as 'n beskrywing, 'n illustrasie, so lyk mense wat nie terugdeins nie. So hoofstuk 11 is nie net 'n losstaande heldegalery nie, maar eerder 'n pastorale oproep tot volharding. Of mens kan ook sê 'n motivering om te volhard. Nou ons het die eerste 2 afdelings gedoen, nou vir die deel 3, dus in daai uitdeelstuk van julle is al hierdie goed. Ek het net so 1 of 2 teksverse bygesit vanaand, ek sal vir julle sê wat, en ek sal dit dan weer vir julle stuur met die nuwe teksverse by, maar dis net by die aanvullende tekste. So deel 3 gaan oor Abraham en die belofte, en geloof as 'n pelgrimskap, 'n reisiger, 'n tydelike bewoner van 'n land. So Abraham, dit is nou nogal mooi modern gestel ook hier, so hy trek uit sonder 'n kaart of 'n GPS. Ja, dis maar net om vir ons te sê, hy het die vreemde ingevaar, en as jy nou daaraan dink, sonder 'n kaart, ek bewonder hom vir sy gehoorsaamheid. En dan was dit nou ook daardie tente waarvan die skrywer praat, was tydelike tente. Baie van die mense in daardie tyd, veral die wat in die woestynagtige dele in die platteland gebly het in tente gebly, maar dit was baie goeie tente. Was nie hierdie tydelike tente waarin Abraham gaan bly het nie. Mens kan in Genesis 'n paar keer gaan lees van die tent, en dan het iemand by die tent kom staan, so dit is nou maar net om te sê, dit is om te beklemtoon, dit was net 'n tydelike reëling. Die sentrale gedagte van vers 8 tot 16 is daar in vers 13, waar daar staan, hulle het gesterf sonder om die belofte in vervulling te sien gaan. Dit is nogal baie, baie inspirerend vir my persoonlik. Nou net sommer so in aansluiting, Filippense 3 vers 20 skryf Paulus ook van ons tydelike bestaan hier op aarde as gelowiges, ons burgerskap is in die hemel, sê hy, van waar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. En dit is nou 'n moeilike ding vir ons, die meeste mense op aarde word met 'n geweldige nasie trots groot gemaak, veral sedert die groot oorloë, en ons sing ons liedere, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika, en ek sing dit ook, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar solank ons besef, dis ons tweede burgerskap, dis nie ons eintlike eerste burgerskap nie. En dis baie keer jammer dat ons nie dit vir die Here Jesus ook sing nie, ons sal lewe, ons sal sterwe.
ons sal vir die Here Jesus Christus dit doen nie. Ons is burgers van die hemel, sê Paulus ook. In die 83 vertaling sê dit, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Petrus sê dit ook, 1 Petrus 1 vers 3 en 4, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dit is waarop ons hoop. En in Romeine 4 skryf Paulus spesifiek oor Abraham. Ek het die teksvers sommer hier ingevoeg vir ons. Abraham het nie getwyfel nie. Paulus sê hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. En dan voeg hy by deurdat Abraham geglo het God hom dus vrygespreek. Nou Paulus se konteks daar gaan oor die vryspraak op grond van geloof, maar hy gebruik ook vir Abraham as 'n voorbeeld. Efesiërs 2 en Kolossense 1 en nog 'n vers uit 1 Petrus kan julle gaan lees. Wat ek bygevoeg het, wat nie in julle oorspronklike uitdeelstuk was nie, is 2 Korintiërs 4 vers 18 en 5 vers 1. Dit sluit ook maar net hierby aan, waar Paulus sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En dan gaan hy net 'n bietjie aan en dan in 5 vers 1 sê hy, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Nou, net so terloops kan julle nou hoor dat daar baie mense in die geskiedenis was wat ernstig aangevoer het dat Paulus het ook die brief aan die Hebreërs geskryf, maar ons het in die begin gehoor, dit is nie, kan nie wees nie, maar hulle gebruik baie dieselfde taal, nie, van die tente, en dis nie ons woning nie. So mens kan dink dat iemand sommer kan dink, dit kon dalk Paulus gewees het, maar dit is nie, hy nie, die taal verskil heeltemal te veel. Goed, en dan 'n paar belangrike aspekte uit hierdie gedeelte wat ons nou gedoen het. Ware geloof maak van jou in hierdie wêreld 'n vreemdeling. Ons is nie veronderstel om gemaklik in te pas in die wêreld en in die wêreldse stelsel nie. Daar moet maar 'n klippie in die skoen wees. En dan die ander belangrikste wat ons hier uit hoor, vers 15 sê, hulle het nie terugverlang nie. En dan vir my persoonlik ook vers 16b wat sê, God skaam hom nie om hulle God genoem te word nie. En as mens nou dit heeltemal omdraai in 'n positiewe stelling, dan kan 'n mens ook sê, God is trots daarop om ons God genoem te word. Hy skaam hom nie vir ons nie. Nou hier is die duidelike waarheid. As hierdie wêreld jou finaal tuis laat voel, dan wag jy waarskynlik nie op 'n beter stad nie. Kom ons praat 'n bietjie hieroor voordat ons na die volgende klein afdeling toe aanbeweeg. As iemand wil deel, voel jy ook soms baie keer soos 'n pelgrim of 'n vreemdeling in hierdie wêreld? Of het julle iets wat julle wil deel waar julle gevoel het as Christen mens, nou hier pas ek nou nie lekker in nie? As ek baie keer sien wat in die wêreld aangaan, en ek weet nou nie, baie keer is dit maar seker, daar is nou mos maar 'n ding met dominees. Ons word nie na baie funksies toe uitgenooi nie, en dit pla my nie vreeslik nie. Maar as ek baie keer na die tyd hoor wat als daar gebeur het, dan is ek ook maar bly ek het nie uitnodiging gekry nie. En ek weet, Chris, ons het al 'n bietjie daaroor ook gepraat, as mens by 'n werkgewer werk waar jy nou so polities korrek en neutraal moet wees, jy mag niks sê oor jou geloof of oor jou Here nie, dan besef mens maar jy's eintlik maar 'n vreemdeling tussen hulle, nê. Ons soek iets anders, Johannes. As 'n mens nou byvoorbeeld na sielkunde en daai tipe van goed kyk, ek doen nou baie rehabilitasie op die oomblik op baie goed, nê. Die oomblik wat jy jou geloof inbring by 'n professionele mediese persoon, dan kyk hulle jou aan asof jy letterlik van die maan afkom. Want die praktyke wat hulle voorstel is goed soos yoga en al sulke vreemde new age tipe van goed.
en hulle kyk jou regtig aan as jy sê, dis my geloof. Soveel so Ja, dat ek al skuldig daaraan geraak het om dit nie meer eers te noem nie. Want omdat hulle is en dis verkeerd. ja. Nee, dit is so, jy weet, dis hoekom ek nou nog gesê het, ek dink ons kan almal getuig dat ons ergens al ongemaklik gevoel het. En dan onthou ons dat die Here Jesus gesê het, julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En hier sal ons bly, en hier sal ons getuig, en hier sal ons lig laat skyn. Ons word nie deel van die wêreld nie. Ons kan by hulle leer, en ek praat nou maar van hulle as die wêreld. Daar's goeie goed ook om te leer, maar die Heilige Gees laat mens beslis, elkeen op ons eie, dat hy mens onrustig voel as daar iets is waar jy voel jy pas nie nou lekker in hierso nie. Nou hierdie een weet ek daarom nou nie, ek ken julle almal baie goed. O, Chris, wil jy iets sê? Ja, ek wil net sê, jy weet, baie keer is dit ook omdat ons in die wêreld is, word baie keer vasgevang in goed van die wêreld, dat jy vergeet, en dis hoekom dit so belangrik is dat ons mekaar opdra om seker te maak dat ons gereeld reg is, dit wat daarbo is, nie ons vasgevang word in hierdie wêreld. Alles jy besig is, baie besig. Ja, verseker. En dan wil ek julle net so 'n klein bietjie laat dink, maar dis nou 'n bietjie meer 'n ekstreme voorbeeld. En ons is genadiglik daarom nog nie daar nie, dink ek. Maar as mense lewe bedreig word in die land waar jy bly of in die plek waar jy bly, as jy regtig in lewensgevaar is, dan help dit baie om te besef ek is 'n burger van 'n ander plek. Goed. Ja, ek wil gesê het oor vraag 2. Ag, ek dink nie enige een van julle wat ek nou baie goed ken is in 'n versoeking om terug te draai wêreld toe nie. Daar's baie keer maar liggies wat blink en dan wonder mense hoekom ander mense so gelukkig en geseënd lyk, maar daar's daarom nie 'n hankering om terug te draai nie. Ja, Dit dis gaan 'n bietjie op ander. die tweede Ja, punt. sê maar. Ekskuus, op die tweede punt wil ek net sê, ja, daar's seker individuele goeders wat 'n mens versoek kan raak, maar wat my opval is net hoeveel kerke, selfs kerke wat ek beskou het as meer konservatief, laat hulle meesleep deur die kultuur van die tyd. Hulle pas aan by hierdie politieke korrektheid van die wêreld. En so kan jy as 'n gemeente, omdat jy daai teenstand kry, en omdat mense koerantberigte skryf en goeders oor sekere goed, daar is die versoeking in 'n kerkverband is my amper 'n groter probleem wat ek op die oomblik sien as net individueel. En ek het simpatie daarmee met predikante ook, want ek dink die druk is ongelooflik, nie net van buite af nie, maar ook van binne. Want daar's 'n ou gesegde wat my ma altyd gesê het, alles is sonde tot jou kinde doen. En dan dink mense baie keer na daai politieke korrektheid om te sê, maar die samelewing aanvaar X, Y en Z gedrag. Jy weet, hoekom wil jy nou vir my uit die Bybel uitkom wys hierdie ding is verkeerd? Nee, dit is so jou ma is wys. Maar op daai selfde trant net 'n vinnige opmerking ook. Ek het in die week weer gelees waar iemand sê, die kritiek is maar teen die groot en die blink kerke van die wêreld en nie net oor see nie, by ons ook, maar in ons eie dorp, waar die lof en aanbidding word so vertoning met liggies en daar's letterlik mense wat sangers koop en wat orkeste bymekaar maak om hierdie show te kan gee. En toe die skrywer net gesê, maar dit is so ver van aanbidding af as wat jy nou kan kry. So die kerk moet ook nie soos die wêreld probeer wees nie. Ons kan nou maar beskou word as weird en ons hierdie klomp wat bymekaar kom en ou liedjies sing, maar dis wie ons is en ons loof die Here en ons dien ons God. Ons moet asseblief tog nie soos die wêreld raak nie. Goed. Die volgende een sê waar Abraham se geloof nou getoets is, getoetste geloof. Nou sê die opsomming, Abraham glo in opstanding, lank voor die opstanding van Christus histories plaasvind. Dit ek nou net die verse hier ingesit om ons net weer te herinner, waar hy sê, deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, vir Isak as offer aangebied, en was hy op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, aan wie gesê is, maar deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees. Omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke toe nou ook vir Isak terug ontvang het, as dit ware.
So die aanvullende tekste praat maar net saam. Romeine 8 sê God het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? En dan net 'n bietjie vroeër in dieselfde boek Hebreërs hoofstuk 6 ook oor die sekerheid van God se belofte, waar hy skryf in ek het nou net vers 18 daarin gesit, die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Mense, julle weet dit en ons is baie lief vir die Here. Ek is so dankbaar vir medegelowiges wat vasglo dat God getrou is en dat hy sy beloftes sal nakom. Ons het nie nodig om te twyfel of God getrou is nie, ons weet hy is. Maar nou kom ou soos Petrus en hy herinner ons daaraan dat ons geloof wel getoets kan word, of soos die mooi ou Afrikaanse woord wat ek dink die jong mense nie sal verstaan nie, gelouter word, want dit is ons nou 'n tegniese term. Petrus skryf in 1 Petrus 1:6 en 7 in die 83 vertaling, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, maar selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Nou oor Abraham en Isak, geloof hou vas aan God se belofte, selfs wanneer God se opdrag dit skynbaar bedreig. Nou dit sê maar net wat met Abraham en Isak gebeur het. God het vir Abraham gevra, hy moet daai belofte kind gaan offer. En Abraham het gehoorsaam gegaan tot op die punt dat hy die mes opgetel het. En God het sy gehoorsaamheid en sy vertroue raak gesien. En nou is hier 'n interessante punt, die verhaal wys uit na Christus, wat ook in ons plek, of nie ook nie, hy is nou die enigste een, maar is ook soos Isak geoffer geword het, maar hy is toe letterlik in ons plek geoffer. So die evangelie skitter bietjie al daar in Genesis, nê. Kom ons praat so bietjie saam oor hierdie voor, daar's nog 'n afdeling wat kom. Wat is jou Isak, wat jy dalk aan God moet of moes toe vertrou, as daar iemand is wat wil deel? Het jy dalk al gevoel dat die Here van jou 'n verskriklike groot opoffering vra of deur 'n groot toets sit? Is daar dalk iets wat jy gevoel het die Here menslik gesproke nou van jou wil wegvat wat hy aan jou toe vertrou het? Dink maar so 'n bietjie daaroor. Want ek dink die bedoeling met die vraag is ook om te sê, maar op die ou end het God getrou nog steeds weer voorsien en het hy nie iets weggevat om ons skade aan te doen nie. Ek dink oor vraag 2 moet ek bietjie by julle getuienisse hoor. Ek kort bietjie nuwe voorbeelde van my preke. Wat is 'n groot of die grootste wonderwerk? Want kyk, alles is 'n wonderwerk. Nou Einstein het dit blykbaar gesê. Hy sê mens kan op een van twee maniere leef, of jy sien in die wêreld niks as 'n wonderwerk nie, of jy sien alles as 'n wonderwerk. So ons weet elke dag vind daar duisende wonderwerke in ons almal se lewens plaas. Maar is daar een van julle wat vertel van 'n groot wonderwerk waarvan jy kan getuig? Ek het 'n hele paar sulke groot wonderwerke al beleef, maar dan wil ek nog iets oor wonderwerke ook sê. Wie wil bietjie inval met 'n getuienis? Johannes, in 2002 is ons oudste seun, Jonathan. Ek het toe by die laboratorium gewerk. En ek was 6 weke swanger, net uitgevind ek is swanger. Toe trek ek bloed op 'n pasiënt wat HIV positief was, maar baie siek was al. En die ou was rusteloos en so prik ek my toe met daai naald. En toe het antiretrovirale middels toe net op die mark gekom. Hulle het nie eers geweet regtig wat is die neeweffekte nie. Wat nog te sê van die effek wat dit op 'n fetus kan hê. So. En ons het toe maar besluit dat ek dit goed gebruik. Ons het 'n man geloof, daai kans gevat, want die ander opsie, dit is nie een van daai twee opsies is maklik. En daar was verskriklik voorbidding gedoen. Kerke wat gebid het oor hierdie situasie, want daar was so min bekend. Vandag weet ons dit doen niks aan kinders nie, maar dit het ons nie geweet nie. En toe later is die toets gelukkig negatief.
En net toe dit verby is, toe begin my bloeddruk styg. Maar soveel so dat hy nie gegroei het nie. En ek was vir weke, was ek op bedrus geweest, wat ek nie mag, want my bloeddruk was so hoog. En toe het ek so lank as moontlik probeer, dat ons maar so lank as dat hy nou so sterk as moontlik kan wees. En die dag wat hy gebore is, toe ek dokter toe gaan, toe was my bloeddruk iets soos 240/150. Nou dit is doodgaan. Toe sê hulle, goed, dit is dadelik 'n keiser. En toe ons, jy weet, tussen waar jy laaste die baba se hartklop kan hoor, en waar jy tot in teater kom, is dit lang tyd. So in daai tyd kan enigiets gebeur. So teen die tyd wat ons in teater gekom het vir 'n noodkeiser, het die dokter gedink, hy is nie meer, Jonathan is dood. Want daai bloeddruk is net verskriklik. En toe hulle hom nou uithaal, onmiddellik, toe skree hy. Maar ekskuus, is nou 'n bietjie grafies, maar toe hy die placenta uithaal, toe val daai placenta in sy hande uitmekaar uit. Dat hulle nie geweet het, hoe het hy dit? Daar was geen mediese verklaring vir hoe daai kind oorleef het tot na sy geboorte nie. Hy was te vroeg gebore, hy's 4 dae later saam met ons huis toe, en hy is gesond. En Ja. dit het ek besef. Want toe ons die keiser gedoen het, was dit doodstil in daai teater. Was nie daai gewone foto's en opgewondenheid en goed nie, dit was doodstil. Want ek weet, ek is 'n vroedvrou, ek het presies geweet wat gaan aan. En dit is 'n wonderwerk wat ek kan van getuig, wat, weet jy, God, die kalmte ook wat oor ons gekom het net van God af gekom. Want die vrees wat jou kon oorweldig, is skrikwekkend. Ja, dis wonderlike getuienis. Ek dink ons sien net saam met julle loof die Here, want daar's wonderlike goed. Nou, soos ek nou nog gesê het, dit gaan nie oor hoe groot dit vir ander mense klink nie. Vir jou persoonlik is dit die grootste wonderwerk ooit. En ek weet ook dat daar tye is wat 'n mens nie 'n wonderwerk kry nie. Maar dan is die wonderwerk om te verstaan dat God jou nie straf nie, dat hy jou vashou, en dat ons by hierdie hoofstuk in die Bybel kan leer, ons sien uit na 'n vaste woning wat God vir ons ontwerp en beplan het. Hierdie is net 'n tydelike pelgrimsreis. Is daar nog iemand met 'n wonderwerk? Ek hou van wonderwerk stories. Johannes, Mm. ja, net so 'n bietjie getuienis oor my en Madeleine se loop van die lewe waar ons kinders verloor het, en waar ons gesê het, maar ons gaan glad nie weer probeer, maar hulle het vir ons gesê, ons moet nooit weer probeer. En toe het ons heeltemal gestop, en ons het glad nie weer daaraan gedink nie, en toe begin ons met 'n aannemingsproses, en is eintlik so lagwekkend, net so, ons was toen al 'n jaar en 2 jaar en ek weet nie hoeveel maande wat ons besig was met hierdie aannemingsproses nie. En ons gaan nie, ons het tot vakansie gevat en ons gaan ry Gold Reef City toe. En ek en Madeleine speel daai dag aan daai Gold Reef City, soos 2 klein kinders. Ons is daar op rides, en toe ons die aand so begin terugry, toe sit ons so en ons sê vir mekaar, weet jy wat, nou, dis seker maar so, die Here wil glad nie ons moet kinders hê nie, en ons gaan dit heeltemal stop. En so die maandag sal ek nou begin werk, en dan sal sy nou die vrou van die plek bel dat hulle die hele ding stop. En terwyl sy vergeet die maandag heeltemal om hulle te bel. En die dinsdag toe bel die vrou ons. En sy sê, sal ons geniet om so seentjie van so 3 maande oud te So dis waar ons vir Kobus gekry het, en dit is aan God al die eer, want dit was ons wonderwerk en ons swaar kry wat die Here vir ons voorsien het. Ons gebede, want ons gedink het, dis down and out, dis klaar verby, gaan stop, ons gaan dit nooit weer doen nie. En hy het voorsien. Ja. Dit is fantasties, nee. So Kobus is julle wonderwerk. Kobus, jy beter jou gedra soos 'n wonderwerk, jong.
Ag nee, ek weet jy doen. Ja, dis 'n wonderwerk, nee. Ag, weet julle, daar's so baie wonderwerke. Die feit dat ons nog almal vandag hier sit en asemhaal is ook wonderwerke. Ek wil nie my storie vertel nie, net kort, ek wil getuig, maar ek sal net julle ken eintlik my storie van toe ons in ons gewapende roof hierso aangehou is in ons huis, so 2 jaar terug. En dit is angswekkend, maar ons is baie dankbaar dat ons nie seer gekry het nie en dat ons die hele tyd bewus was op 'n manier van God se teenwoordigheid. Daar was nie paniek nie. Maar hulle was 'n goeie 45 minute hier doenig, ons vasgebind en ons uiteindelik agter in Magda se kar ingeforseer op die agtersitplek vasgebind. Ons gaan nou ry. En dit was beerdkrag en dit was donker en hulle het met die liggies gewerk en hulle het toen al die paar van die goed in die voertuig gelaai en vir my gevra hoekom hulle nou weer by die N4. En ek het vir Magda gesê ons moet nou nog ernstiger bid. Ek wil nie hulle moet met ons gaan ry nie. Mense het te veel stories al gehoor van wat dan gebeur. En ewe skielik toe skree die een net vir die ander, hamba, ons moet nou gaan, ons moet gaan. En hulle los ons net daar en hulle klap die kar se deure toe en sluit ons binne in die voertuig toe en hulle seil weer onder deur die garage deur waar hulle ingekom het en hulle gee pad. En daar die Here wonderwerk gedoen. Iets het gebeur, want die krag het nie aangekom nie, daar het nie 'n sekuriteitsvoertuig aangekom nie, daar het niemand anders aangekom nie. So op 'n manier het die Here net voorsien dat hulle vir iets geskrik het en dat hulle net besluit het hulle los hierdie twee van hulle merwes nou net hierso en hulle gee pad. En dis een van die baie wonderwerke waaroor ek ook kan getuig. Goed. Ja, en David, jy kan maar sommer net vir ons eendag bietjie vertel van die baie wonderwerke wat jy in die mediese wêreld al gesien het. Ek dink jy het baie stories waaroor jy kan getuig. Wat ek vir julle ook wil sê, ons moet oordink, ja, is maar net ek hou daarvan, ek hou van wonderwerk stories, maar Meltari, hy leef nog. Hy's 'n ou wat wêreldwyd reis, hy's nou al ouer. En hy vertel baie oor wonderwerke, want hulle het ver in die diepste, gevaarlikste plekke gaan sendingwerk doen, en dan getuig hy van wonderlike goed, van riviere wat oopgaan, van wilde diere wat weghardloop, die wonderlikste maniere hoe God voorsien. En by 'n plek waar hy gepraat het, vra hulle, 8 mense hou daarvan om dit vir hom te vra, vir hom gevra, hy moet nou asseblief vir hulle sê, wat is die grootste wonderwerk wat hy nog ooit beleef het? En hy het nie lank gedink nie, sê hy, nee, hy het baie van daai verhale. Toe sê hy, want die grootste wonderwerk is wanneer 'n sondaar tot bekering kom. En dit is eintlik so, wat meer wil ons hê? Ons kan almal getuig van ons wonderwerk, dat ons op 'n dag net besef het, ek behoort aan die Here, en my lewe het verander van daar af, en dit is 'n groot wonderwerk. En dan wil ek net sê, ons gaan nou aan na die volgende afdeling toe, maar ons sal bietjie eendag, as julle wil, julle kan elkeen nog 'n tema kies uit Hebreërs wat ons weer 'n slag oor kan praat. Want ek het 'n rukkie terug het iemand lank met my kom praat oor hierdie vers wat sê, wat klink in Petrus, wat klink of ons getoets word en ons geloof moet getoets word. Maar die persoon het deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ervaar dat hulle word nou getoets. Toe sê ek, ja, maar ons moet nie dink dat God is kwaad vir ons en hy is nou nie seker oor ons geloof en nou gaan hy ons deur 'n toets sit, deur 'n beproewing sit om te toets of ons geloof het gaan maak nie. Die Bybel sê dit nie so nie. Petrus skryf dit nie so nie. Hy sê net, wanneer daar beproewings oor ons pad kom, moet ons dit beleef as 'n toets wat ons geloof sterker aan die ander kant sal laat uitkom. Maar ons God is 'n liefdevolle God. Hy sit nie en dink vir ons toetse uit en kyk of ons gaan dop of deurkom nie. Dit is bietjie 'n verkeerde siening, dink ek. Maar ons sal bietjie daaroor eendag praat. Is julle reg, kan ons aanbeweeg? Ek dink ons sal nog deel 5 ook kan doen, voordat ons het nog 'n kwartier tyd. Deel 5 sê, geloof kies lyding bo sonde. Nou, dis nie 'n moeilike ene nie, dis maar net waar Moses Egipte se mag en status en plesier verwerp het. En vers 25-26 is nogal 'n radikale gedeelte. Daar staan, eintlik is dit 24 tot 26. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. En hy het eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om daardie kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad, die skande
van Christus is 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. En sal nou 'n bietjie praat oor in die vraag oor die Christus waarna hy uitgesien het. Die aanvullende tekste sê in Lukas 9 maar net waar Jesus ons ook uitdaag en uitnooi om amper soos Moses om te kies, né? Hy sê Here Jesus het vir hulle almal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor sal dit behou. Toe ek dit lees het dit amper vir my gevoel of Moses daar gesit en hierdie uitnodiging gehoor het en gesê het, nee goed, ek gaan definitief nie Egipte se goeders doen nie, ek gaan liewer my kruis opneem en die Here volg. 2 Timoteus 2 vers 12 wat sê, as ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer, maar as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dit is 'n selfde ernstige waarskuwing in die trant van die Hebreërskrywer, wat vir die terugdraaiers, vir die ouens wat nou terug na die Joodse verbond toe gesê het, as julle hom verloon, dan sal hy julle ook verloon. En dan ook Johannes, dis maar net om vir julle te wys, dis nie net Hebreërs of net Paulus nie, daar's die Petrus en Johannes stem ook saam. Hy skryf weer in 1 Johannes 2 vers 17, en die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. Die belangrike aspekte hier is dat om te besef, geloof kyk verder as hierdie onmiddellike of tydelike voordeel. Ek kan my nou net indink wat se voordeel sou dit vir Moses ingehou het as hy nou maar daar in die paleis in Egipte aangebly het, want daardie mense is letterlik soos konings, eintlik soos gode behandel in daardie tyd. Maar die skrywer noem dit, hy sê sonde is kortstondig, die kortstondige genieting van die sonde. Ek weet julle doen nou glad nooit enige sonde nie, maar ek het al. Ek terg nou sommer. Maar sonde genieting is altyd kortstondig. Daar is niks daar blywend aan nie. Bly weg, kom ons bly weg van die sonde. Nou hier is die interessante punt. Dat hy skryf Christus was reeds Moses se skat. Onthou, Moses het nie geweet soos ons weet van Jesus Christus nie. Hy insinueer in aanhalingstekens die skrywer dat Moses voorkennis gehad het van Christus, maar ek noem dit nou meer net letterlik die Messias, die verlosser. Moses het geweet daar gaan 'n verlosser kom. Hy het net glad nie die prentjie van 'n Jesus Christus in sy gedagtes gehad nie. Maar daar staan, hy het die smaad van die Christus, van die Messias, groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Nou, ons moet maar weet, Moses en Abraham, hulle het geweet, God beplan vir hulle verlossing. Hulle het nie geweet presies hoe en waar en wanneer nie, maar dit het hulle aan die gang gehou. So daar is 'n bietjie verwysings, 'n paar, na wat Moses beleef het in terme van die vooruitsiening na Christus. Toe byvoorbeeld in Johannes 3, waar Jesus die Jode herinner aan Moses, wat die slang op die paal moes sit in die woestyn, toe die slange die volk gepik en hulle het gedood gegaan, en Moses moes 'n koperslang op 'n paal sit. En dan het almal wat na die slang opgekyk het, nie gesterf nie. En dan sê Jesus, en net so moet hy ook op 'n kruis verhoog word, dat die mense kan opkyk na hom vir redding, vir genesing. So Moses het iets geïllustreer, gedemonstreer van 'n opkyk wat gaan kom vir verlossing. En dan ons weet dit nou uit baie ander tekste ook, maar waar Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 vers 7, sê hy pertinent, Christus is ons paaslam wat geslag is. So ek dink wat die skrywer na verwys spesifiek is ook dat toe die volk moes vlug uit Egipte en Moses vir hulle die opdrag gegee het wat van God af gekom het, dat hulle die bloed oor die kusyne moes verf om hulle eersgeborenes se lewens te spaar. En hulle moes vlug vir hulle lewe, en later is die Paasfees ingestel om hulle te herinner aan wat daar gebeur het. So Moses het net nie geweet nie, hy het nie geweet wat ons weet nie, maar hy het duidelik die Messias verwag op 'n manier. Goed, kom ons praat weer 'n bietjie saam asseblief. As iemand wil waag om iets te deel, dalk kan jy kan dalk vertel van iemand anders waarvan jy gehoor het met wie dit gebeur het. Maar weet julle dalk van iemand wat op hierdie oomblik teruggelok word na Egipte toe?
Ek dink dis maar wanneer ek wil nou nie sê die stad nie, want die stad is nie op sigself boos nie. Maar ons is baie keer ons plattelanders bietjie benoud as die kinders so hanker na die stad se liggies nie. Maar ons weet ten minste die Here gaan saam met hulle, hy's daar ook in beheer. Ek dink ons moet maar net dink dat ons baie keer soos Moses moet kies tussen die roem en die weelde van die Egipte paleis en dan te sê maar dit is nie vir my nie, dis nie waarvoor die Here my geroep het nie. Ons sien uit na 'n baie beter woning as die Farao se paleis. Johannes, in vandag in ons land, as mens praat met Christene, besigheidsmense en goed, die versoeking en die geleentheid om dinge verkeerd te doen vandag in besigheid is so groot. En die kans dat 'n ou uitgevang gaan word is so laag. Dat as jy met Christene praat, dit is 'n groot versoeking om te sê, kyk wat kry mense deur net ietsie bietjie op 'n oneerlike manier te doen. En dan sit en wonder jy, wat doen jy verkeerd? Kyk hoe goed gaan dit met hulle en hulle doen goed verkeerd. En partykeer dan kyk 'n ou daarna en dit is nogal, ek dink is vir baie mense 'n versoeking. En dis maar moeilik om dit te weerstaan want dis makliker om dit so te doen partykeer. Ja, baie dankie daarvoor. Jy weet, dit is so, daar is ontelbare versoekings en party van ons is dit genadiglik dalk gespaar, ons werk dalk nie direk daarmee nie, maar ons sien dit, ons hoor daarvan. Ja, Johannes, ek dink ook dit is so maklik as jy hoeveel keer hoor jy nie van mense wat as jy die spoed oortree het of wat ook al en nie vinnige bribe te betaal as om die volle bedrag te wil betaal, maar daai integriteit om daarin te sit en te sê ons gaan nie weer terug na die kospotte van vleispotte van Egipte toe nie. Ons doen die dinge reg. As dit nodig is, dit moet waar jy verkeerd gedoen het, waar jy moet betaal daarvoor, dan doen jy dit reg. Jy doen nie die verkeerde nie. Ja, dankie Chris. Nee, verseker, ek glo vas daaraan dat God ons geroep het om wetsgehoorsame landsburgers te wees. Ons is nie van daai wat omkoop en sulke goed doen nie. Dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Johannes, met die tong in die kies sê, julle moet nou op my kliënte beledig. En Neil, julle vat die werk van my tafel af, maar hoe dit ook al sê, weet jy, uit 'n persoonlike aspek is een van my grootste drawbacks in die lewe is my humeur. My humeur is korter as ek en dis baie kort. En vandag weer, jy weet, het my gebel om te hoor hoe laat kom ek huis toe. En toe is ek nou in hierdie ongelooflike konfrontasie wat ek so kwaad is, wat ek nie kan onthou wat ek van die spar af moet doen nie. En ek het so baie lelike goed gedink dat ek eers moet langs die pad stop en myself net weer op die regte pad kry voordat ek huis toe kom, want ek weet nie wat ek was so in 'n woede by gewees, want ek dink ek sal ingestap het en 'n argument gesoek het met die wet dat ek net kan ontslaa raak van hierdie frustrasie. ja. Neil, ek wil asseblief ook nie jou werk hê nie, hoor. Toe ek die instap sê, jy weet my, jy moet nou kom as Bybelstudie sê, jy gee my net so 'n rukkie kans wat ek net op 'n vlak kan kom wat ek kan luister. Want ek was verskriklik boos. Ja, maar jy moet dit ook al sê. So dis ook maar versoekings wat jy maar teruglok van hoe jy was voor die tyd, want as dit 'n paar jaar terug was, wat het ek en hy man nou nog 'n argument gehad tot ek hom gewen het. Ja. Neil, ek besef nou ook net dat jou beroep is ook in die middel van hierdie wêreld waar al hierdie goed gebeur, nê. Nee, ons Chris het in die begin gesê ons moet baie vir mekaar bid. Ons weet dat die wêreld daar buite is nie maklik nie. Nou hierdie is nou eintlik nie moeilik nie, maar die laaste vraag vanaand sê, hoe help die ewige beloning jou nou om reg te kies? En dis wat ons nou maar getuig het van. Julle het almal daarvan gepraat. Die oomblik, die Here gee vir ons daai 5 sekondes voordat ons iets doen of sê, om te dink maar gaan hierdie paleis van die Farao nou vir my nou of in my ewige lewe iets beteken, en genadiglik kan die Heilige Gees ons in 'n paar sekondes oortuig dat daar wag vir ons 'n ewige beloning. En dis nie 'n pie in the sky when you die nie. Ons weet, ons het nou getuig oor wonderwerke.
Ons weet God leef, hy regeer, hy sorg en ons weet dat wat kom, wat van hom afkom is waarvan ons gaan deel wees en daarvoor hou ons maar ons kant skoon, sover ons kan, want die Heilige Gees help ons daarmee ook gelukkig. Die vraag is net, doen ons dit genoeg? Kies ons genoeg reg? En hoe meer ons reg kies deur die genade van die Here, hoe sal ons dalk meer vervolging ervaar, maar hoe sterker sal ons getuienis ook kan word, nee. Enige iemand wat nou 'n laaste opmerking of 'n vraag het, julle is baie welkom as julle 'n vraag wil vra nou of nog iets wil deel voor ons afsluit. Goed. Baie dankie dat vir julle saam wees en saam dink en saam luister en bid, en onthou asseblief, julle is welkom om nog vir my na die tyd WhatsApp te stuur of 'n e-pos of 'n vraag te vra as julle my in die straat kry. Ek is nie so baie in die strate nie, maar ek moet baie keer op crossing toe gaan. Vra gerus en dan sal ons volgende week net aangaan met die res van ek dink staan nog een afdeel, nie een af, maar een, as ons hom so in 3 dele doen, dan sal ons volgende week kan klaarmaak met hoofstuk 11. So ek sal net kyk daarna en dan sal ek dit uitstuur weer vir julle. Goed, kom ons sê vir die Here dankie. Dankie Here dat U deur U Gees vir ons ook altyd naby aan U hou, vashou, dat ons kan weet, Here Jesus, toe U ons uitgenooi het, ons moet in U bly en U bly in ons, en dat U deur U Gees vir ons altyd herinner en daardie sagte stem waarvan ons gelees het in die woord wat sê, kom, ek wys jou die beter pad, die uitnemender weg, en dat U ons altyd lei. Ons bid maar net vir mekaar en vir onsself dat U ons deur ons gewete ook vinnig en ernstig sal aanspreek wanneer sulke versoekings oor ons pad kom, of wanneer ons moedeloos voel, of wanneer ons wonder of daar nie dalk beter goeders vir ons hier is nie. Dankie dat ons kan weet, ons wil ook soos hierdie klomp geloofshelde, hulle is ons helde, Here, hulle is my helde, want sonder om te sien, sonder om te ontvang, het hulle volhard in die geloof end uit, net omdat hulle vasgehou het aan U en aan U beloftes. Help ons ook om aan U en aan ons sekerheid in U en ons beloftes te kan vashou. Seën ons in die res van hierdie week ook wat voorlê, en dankie dat U altyd vir ons sorg en dat ons weer kan uitsien na elke dag se nuwe genade. Ons prys U daarvoor. Amen.